Hoe wonderlik is die Here. Ek weet nie van u nie, maar sonder hom kan ek nie. Kan nie sonder hom nie. Ek wil nie sonder hom nie. Ek wil nie een pad, een treetjie sonder hom gee nie. Ek gaan vanmôre afsluit, alhoewel ek kan eintlik dit nooit afsluit nie, want dit gaan 'n aanhoudende proses moet wees, maar ek gaan vanmôre die 4 boodskappe wat ek aan u gebring het, gaan ek afsluit vanmôre deur die hulp vir u te gee om daarby uit te kom. En ek glo dat wanneer u dit gaan doen, gaan u hierdie lewe waaroor ek gepraat het kan lei, sonder dat u ongered eendag by die Here gaan uitkom en gesê, maar ek het u eenmaal geken, maar nou ken ek u nie. Of die Here gaan sê, maar ek ken jou nie. Jy sal nie daarby uitkom as jy gaan doen wat ek sê nie. En wat ek gepreek het die laaste tyd. Wat ek verder gepreek het is, dat ons nie toeskouers moet wees nie, maar deelnemers van die koninkryk. Nou om 'n deelnemer van die koninkryk te wees, kan ek nie net in geloof sê, ja ek glo nie, maar ek moet ook 'n dader van die woord wees en begin beweeg. Ek moet in verhouding met God kan wees om 'n deelnemer in die koninkryk van God te wees. En dan het ek vir u gesê, die koninkryk van die hemel is binne in ons. Die Heilige Gees van God bly binne in jou en jy kan nie 'n deelnemer wees van God se koninkryk sonder die Heilige Gees binne in jou nie. Here, maak ons net wakker vanmôre. Dankie Here. En dan broers en susters, het ek verlede week met u gepraat dat gebed is nie net iets wat ons na God bring nie, maar gesag wat ons vanaf God bring. Dit is 'n kragtige woord wat ek vir u gegee het en vanmôre gaan ek vir u wys hoe ons kragtig in die Here is en dat die Here deur ons begin bid en dinge deur ons begin doen. Want dit help nie, jy het rituele in jou gebedslewe, wat jy net elke dag rituele gee, en daai gebedslewe beteken absoluut niks nie, dis net 'n vleeslike gebed nie. Jy het nodig om uit te kom, dat jy regtig so in die wil van God bid, dat God deur jou begin werk. En dis waaroor hierdie hele ding gaan, verhouding met God, en God kan deur my begin werk. Is u by my? Kan u, as u dit verstaan, kan u hande net vir my opsteek asseblief? Baie, baie dankie. Goed. Gesag wat ons vanaf God bid, maar vanmôre praat ek met u en ek wil vir u die tools gee om met dit te kan werk, maar ek praat met u, het u iets groots, maar u weet dit nie. Het u iets groots, maar u weet dit nie. Ek wil gou vir 'n oomblik by die Springbokspan stil staan en ek doen nie dit omdat ek nou weet almal hou van rugby nie. Ja, ek doen dit ook daaroor. Maar ek staan by dit stil want op hierdie stadium is die Springbokspan op 'n baie goeie plek met hulle afrigtingsspan en hoe hulle funksioneer vanuit hulle afrigtingsproses. Is u by my? Stem u saam met my? Op hierdie stadium sal dit amper vir ons 'n verrassing wees as hulle verloor. Is dit so? OK, kyk, julle kyk nie rugby nie. Maar daar's autoriteit en krag wat vanaf die afrigtingsspan aan die Springbokspan gegee word in die week, wat hulle elke dag inoefen. En dan het hulle die autoriteit om Saterdag te gaan en te gaan doen wat die afrigtingsspan gesê het hulle moet doen en wat hulle ingeoefen het om te doen. Maar ons as kerk van die Here, ons wil Sondag hier sit en dan met die afrigtingsspan, kom ek sê nou maar ek is die afrigter, moet nou vir julle alles vertel wat julle die hele week moet doen en dan wil julle volgende Sondag weer kom rugby speel. Dit werk nie so nie. Dis tyd dat ons by God gaan uitkom, elke dag van ons lewens, om by God se afrigtingsproses vir ons te kom, sodat ons die krag en autoriteit om die geestelike game in hierdie wêreld te speel, te kan speel met authority.
Die Here het jou nie net gemaak om hier rond te flout en maar net iets te wees nie, man. God het jou gemaak om 'n kind van God te word. En wanneer jy 'n kind van God word, dan het jy die autoriteit om te sê, ek kan op slange en skorpioene trap en hulle sal my niks aandoen nie. Vyand, jy het geen gesag in my lewe nie, want die Here Jesus is my groter oorwinnaar en ek is oorwinnaar saam met Jesus Christus. Daar's iets wat moet gedoen word. Ek moet 'n dader word van dit wat God sê. Maar meeste kinders van die Here weet nie watter krag en autoriteit hulle het nie. Kan ek gou vir u iets vra? Miskien sal daar 'n paar van u wees. Miskien nou nie 'n R200 noot nie. Maar ek het al 'n R200 noot in een van my baadjie sakke vergeet. En as ek nou in my baadjie sak vergeet, gaan ek hom nooit kry nie. Want ek dra nie meer 'n baadjie nie. Maar ek wil hê u moet iets in die gees ontvang vanmôre. Dra u nog die goed waarin die autoriteit lê? As ek 'n R200 in my baadjie sak het, en ek krepeer aan die einde van die maand, wie sal hou van 'n R200 nootjie hierdie 31ste? En ek krepeer aan die einde van die maand, maar ek het ek hom nie? Het ek die R200? Het ek hom? Weet ek dat ek hom het? So wat moet ek doen? Ek moet hom vind. En as ek hom gevind het, hierdie is alles woord hoor, julle kan maar gaan lees wat sê die woord. En as ek hom gevind het, dan sê ek nie, hallo jy's nog in die sak nie. Ek haal hom uit. En ek raak 'n dader van daai R200 en ek gaan gooi petrol in my kar, want my kar wil nie meer ry nie, want hy het nie petrol in sy tank nie. En die kar sê, okay, en ek start weer, want ek het weer petrol gekry om te kan ry. Is u by my vanmôre, my broer, my suster? Moenie sonder autoriteit staan terwyl Jesus Christus klaar gekom het 2000 jaar gelede vir jou autoriteit op die kruis van Golgotha gegee het, autoriteit gegee deur opgestaan en die dood te oorwin en oor jou 'n oorwinning uit te spreek toe jy tot wedergeboorte kom, maar jy vat nie die R200 en gooi die petrol in. O, jy's nog daar. O, okay. Ek gaan gou vir u bid. Is dit alright? Kan ek vir u bid? Hoor gou hierdie gebed wat ek vir u bid. Here, help dat voor u terugkom om ons te kom haal. Daar 'n klomp van u kinders sal opstaan en die autoriteit, die R200 in hulle lewenssakke sal uithaal. En gebruik wat reeds aan hulle behoort deur die wedergeboorte in Jesus Christus ons Here. As jy hierdie gebed gaan doen wat ek nou vir u bid, sê u gaan groot oorwinning wees. Halleluja. Nee, ag nee, asseblief my broer, my suster. Wees my Here genadig. Autoriteit van die kinders van die Here word meestal, en ek sê vir die een daar langs jou, hy gaan vir ons nou wys waar om dit te kry. Sê gou, ek moet julle wakker hou. Hy gaan nou vir ons wys waar om dit te kry. Nou wil ek vir u huiswerk gee, is dit reg so? Wie hou van huiswerk? Ek wil hê u moet net vir my 3 hoofstukke in die Bybel gaan lees die week. Sal u dit doen? Dit kan u maksimum 'n halfuur vat. Dit kan u 3 ure vat. As u dit gaan lees en vra dat die Heilige Gees met u werk daaroor, kan dit dalk baie langer vir u vat. Maar as jy dit net wil lees dit maar so lank, en ek bid dat die Here jou gryp terwyl jy dit wil aframmel en gou lees. Is dit reg so? Het ons 'n ooreenkoms? Julle gaan lees dit net en ek bid dat die Here julle gryp terwyl julle dit lees. Is dit reg so? Okay. So daar's 3 hoofstukke en dit is in Efesiërs wat ek wil hê. Efesiërs 1, Efesiërs 2 en Efesiërs 3 wat ek wil hê u moet lees. Okay, so daar's ons nou klaar met ons huiswerk. Lukas 17 vers 21, jy's nie daar nie, sê ek maar net vir u, die Here sê die koninkryk van die hemele is binne in julle. So gaan lees daai woord met dit dat u weet, God bly hier binne my deur sy Gees. So wanneer ek daardie 3 hoofstukke gaan lees, wie gaan dit aan jou openbaar? Die Heilige Gees. Okay. Goed, nou moet ons vinnig, anders gaan ek weer langer preek as wat ek gesê het.
Ek wil vanmôre een gebed aan u leer. En ek gaan net nou stil staan dat u dit saam met my gaan lees en leer. En die gebed is in Efesiërs 1 vers 16 tot 20. Hierdie gebed is van toepassing op ons, omdat ons deur die Heilige Gees vir ons gebid word. Efesiërs 1 vers 17. Jy kan vir my net eers 17 gooi. Ek gaan nou die ander, terwyl ons die gebed doen, kan jy vir my die ander gooi. OK. Hier's 'n klein stukkie gebed wat u hier kan bid, wat u hele lewe kan verander. OK. Kyk gou saam met my. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle, sê bietjie saam met my, aan my, die Gees van wysheid en openbaring in kennis. So dis wysheid, nie openbaring nie, openbaring in kennis. OK, so ek moet wysheid en openbaring in kennis hê, daar's baie kennis. Maar ek moet openbaring in kennis hê van die Godheid af. OK. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan my die Gees van wysheid en openbaring in kennis van wie mag gee? Van Jesus. OK. So, wat moet gebeur in my lewe? Die woord, wanneer ek die woord Efesiërs 1 en 2 en 3 gaan begin lees, gaan die Heilige Gees begin om vir jou die Gees van wysheid en openbaring van kennis van wie te gee. Somme van die wêreld, van Jesus Christus te gee. OK. So, wanneer julle hierdie goed gaan begin bid en julle gaan sien wat gaan gebeur, hoe gaan jy openbarings van die Here begin doen en kry, prys sy wonderbare en sy heilige naam. Wat 'n geestelike ontdekking sal ons maak as ons net eers dit kan begin bid. As ons dit eers kry van die Vader se wil, dink hoe gaan ons groei in God se woord. Jy sal dit nie deur verstaan, deur jou kennis, jou verstand te gebruik nie, maar jy gaan dit verstaan deur openbaring van die Heilige Gees. OK. So my verstand gaan dit nie aan my openbaar nie, die Heilige Gees gaan dit aan my openbaar. Mense vra altyd vir my, het jy al mense hoor sê, pastoor, ek bid, maar ek bid teen die plafon vas. Ja, ons het 'n heilige kerk hier. Is daar mense wat voel hulle bid, maar hulle gebede word nie verhoor nie? OK, is nog 'n klomp wat dit nie, al hulle gebede word verhoor. Wonderlik. OK, ek is baie dankbaar vir julle, dan het julle seker die openbaring van die kennis en die wysheid van Jesus Christus ten volle in julle lewe klaar werksaam. Prys die Here daarvoor. Halleluja. Maar ek wil vir julle sê, wanneer jy bid en jy gebede word nie verhoor nie, dan is dit gebede wat jy net self bid, maar wanneer jy begin om die openbaring kennis van God te bid en die wysheid van God te begin bid, dan begin jy die wil van die Heilige Gees te bid, die wil van die Vader te bid, en wanneer jy die wil van die Vader bid, dan begin God deur jou bid. Is jy by my? So ons gaan net nou, ons gaan daai gebed nou bid, want ek is amper klaar. Ons bid so lank vir mense en niks gebeur nie, omdat ons nie van 'n plek van autoriteit bid nie. Ons bid nie met die geld in ons sak, daai geld wat ergens in daardie baadjie weg, ons bid nie van daardie autoriteit af nie. Nou wil ek vir julle sê, begin woord met krag van die Heilige Gees bid, en die Vader se wil word geopenbaar in my. In Romeine 8 vers 26 en 27 kan jy nou net vir my daar gee. Kyk gou mooi wat ek nou hier sê hy nou daar. OK. En net so kom ook die Gees, sê die Gees, ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Is dit meeste van die kerk? Verseker is dit, dis baie keer ek ook. Moenie dink ek staan nie en ek dink ek's heilig, o Here, in my gebede werk alles nie. Maar dis wat ek vanmôre met u praat. Die swakhede te help, want ons weet nie reg wat om te bid nie. Here, asseblief my Vader, kom vanmôre dat ek die grootheid van God in Jesus Christus deur die kennis, openbaring van kennis en wysheid kan sien
En dat ek kan sien in wat se autoriteit ek bid, sodat God se Heilige Gees deur my bid en die wil van die Vader begin spreek oor mense se lewens. Kan ek vir u gou iets sê? Mense wat jy 30 jaar voor gebid het, nê, en dit niks geantwoord het nie, kan geantwoord word wanneer jy hierdie gebed so begin bid. In 'n oomblik, sê bietjie in 'n oomblik. As ek die wil van God begin bid, in 'n oomblik, in a moment, change die Here die hele scenario, want ek het daai R200 uit die sak gehaal, en ek het petrol ingegooi, ek gebruik die autoriteit van die kar, en hy begin te beweeg. Prys die naam van die Here. Ek dink dit is te moeilik om te verstaan nie, of is dit moeilik? Ok, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. So as die Gees vir my bid, dan weet die wil van die Vader, hy weet presies wat die Gees sê. Sien by my, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Nou wil ek vir u iets sê, begin te bid vir die mense wat u voorbid, wat u al jare voorbid, en begin die woord vir hulle bid. Ok, en ons gaan dit nou gou leer, is dit reg so? Gaan u saam met my 'n gebed leer? Ek wil hê gou manne moet gou saam met my, ek dink 2 of 3 manne, 3 manne gou. Help my, kom George. Nee, ek gaan nie vir julle iets gee om te doen nie. Julle hoef nie te worry, ek gaan julle laat bid nie. Ek wil hê julle moet net vir my doen, gee vir my eers een vir elke gesin. En dan nog, ek soek nog een. Nog. Dan gaan nie nog iemand vir my daar agter gaan uitloop. Luister gou hier terwyl julle dit in julle hand hou. Moenie nou lees nie. Ons sê, jy moet weet waarvan af u praat. Okay, kom ons kyk gou. There was a soldier sitting outside the White House, and he was crying. And a little boy saw him, and he walked up to him, and he said, "What's wrong?" And the soldier said, "You know, I came to see the president, but I can't get in." And the boy looked at him and said, "Yeah, it's hard to see the president, but come on." And he grabbed his hand. The soldier stood up, and they walked past the guardhouse, and nobody said anything to him. And they walked through the White House lawn, and nobody stopped them. And they walked into the foyer of the White House. Nobody said anything. And they walked into the office up to President Lincoln, and the boy said, "Dad, this man would like to talk to you. Do you realize that no matter what you need, Jesus will take you by the hand and walk you up to the throne of grace and say, 'Father, this person needs your help. They need to talk to you.' This is why prayer should be the first thing on your agenda every day. Prayer is our first response, not our last resort. Why? Because the Son of God made a way. Prayer was purchased at a price. It's not a luxury, it's a necessity in the life of faith." Wow. Hé? Okay. Is julle nou opgecharge? Want ek kry julle nie opgecharge nie. Hy sê julle seker opgecharge kry. Okay. Kom ons maak vir mekaar 'n bietjie wakker vanmôre. Is dit reg so? Okay, staan gou saam met my. Kan almal lees? Is daar genoeg gewees? Was daar genoeg? Het almal so 'n dingetjie wat hulle ten minste saam met iemand kan lees of alleen kan lees? Is dit reg so? Okay. Okay, kom ons leer hom net gou eers. Kom ons leer hom gou eers. As ek so 'n minuut vir julle gee, sal julle hom uit julle kop uit kan leer. Okay, ek spot net. Ek bid o God, ek het waar dit staan julle of so het ek gesê ek of my of so. Right, is dit reg so? Want onthou hierdie is 'n persoonlike gebed wat ek wil hê u moet leer. Goed. Ek bid o God van ons Here Jesus Christus, Vader van die heerlikheid, dat u aan my
die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom, Jesus, mag gee. Nou, verligte oë van my verstand, sodat ek kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir my wat glo na die werking van sy krag, van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. Ok, nou wil ek gooi gou vir my dit woord daar. Kom lees gou saam met my die woord. Kyk net dat dit wat ek daar vir u het, al wat daar verander het is my, dit maak dit net persoonlik. Ok, so kyk gou daar. Hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Dit moet jy dadelik doen. Jy moet sê, ek gaan nie ophou om vir hulle wat my nodig het te bid in my gebede nie, nee. So, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle, wat sê hy daar by jou ding? Aan my, die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Ok, verligte oë van, wil u dit persoonlik vat? Nou, u moet dit nou hierdie week gaan oefen, he. Kan ek vir u gou iets sê? As u hierdie gebed nie net uit die kop uit leer, omdat dit 'n ritueel word, soos wat ons met die Onse Vader gemaak het, wat eintlik 'n kragtige gebed is nie, gaan die Here u hele lewe omraai. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir my wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. Wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het, so waar het hierdie autoriteit vandaan gekom wat ek nou vir u gee vanmôre? Ek gee dit nie vir u nie, Jesus gee dit, maar hy het vir my gesê om dit vir u te gee. Is dit reg so? Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterkant in die regterhand in die hemele. So van waaraf is ons autoriteit? Vanaf Jesus Christus, deur die Heilige Gees in ons lewe wat in ons harte bly, en dit kom uit by die krag en die wil van die Vader. Halleluja! Ok. Is dit klaar? Daar sê, klaar. Ok, dit is kort gebed, nee. Ok, kom ons bid dit saam. Ek bid, kom ons sê, ek bid, o God van ons Here Jesus Christus, Vader van die heerlikheid, dat u aan my die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom, Jesus, mag gee. Verligte oë van my verstand, sodat ek kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir my wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. Laat hierdie gebed, ek bid vir u, steek u hande op. Laat hierdie gebed, Here, in ons harte vars word, Here. Dat hierdie gebed 'n opgewondenheid in my stilte tyd met die Here sal veroorsaak. Dat hy elke keer wanneer ek gaan bid, ek hierdie gebed sal bid, maar dat dit nie net sommer woorde sal wees wat niks beteken nie, maar dat dit woorde uit my hart uit sal wees, wat die wil van die Vader bid, deur die Heilige Gees binne in my, en dat God verheerlik word in elke gebed, wat ek gaan maak vir ander mense, en ook vir my eie huis en myself. Prys u wonderbare naam, doen 'n groot wonderwerk in u mense se lewens, in Jesus naam. En die kerk van die Here sê, Amen, Amen. Halleluja. U kan vir 'n oomblik sit. Jesus. Heilige Gees, begin deur u kinders in hierdie week werk, soos nog nooit tevore nie.
en dat Jesus verheerlik word deur die kinders van hom wat hier sit vanmôre in Jesus se kosbare naam. En ons sê almal amen. Halleluja. Halleluja. Ons voorsangers kan vorentoe kom. Ons gaan die Here se naam groot maak. Ons gaan hom eer vir 'n laaste keer en dan gaan ons vandag. Is dit nie 'n kort preek nie?